Ons begin met 'n vraag. En dis 'n vraag waaroor jy nie te vinnig moet hardloop nie. En 'n vraag wat jy nie te vinnig moet probeer beantwoord nie. Stop dalk selfs die opname na ek die vraag gestel het en dan dink jy doelbewus daaroor na. Die vraag is: waarom wil jy trou? Of as jy reeds getroud is, waarom wou jy trou? Wat was jou verwagting gewees? Nou, baie mense trou vandag, omdat hulle graag gelukkig wil wees. As jy hulle sou vra, waarom trou hulle, sal hulle iets sê soos, ek het geluk gevind, en ek wil hierdie geluk vir die res van my lewe beleef. En dis baie keer die gedagte wat films en reekse en musiek en sosiale media ook aan ons voorhou. Jy trou, omdat daardie mens jou gelukkig laat voel. Jy voel goed as jy by hulle is en alles voel net reg. Die lewe voel sommer net beter en ligter en jy wil dit graag vir die res van jou lewe beleef. Natuurlik is geluk in die huwelik nie verkeerd of onbelangrik nie. Maar as ons besef, geluk is baie dikwels tydelik. Dis wisselvallig. Geluk kom en gaan, dit verander met die seisoene in jou lewe, met emosies, met omstandighede, met hormone, met stresvlakke, met lewensfases wat jy betree. Dit gaan nooit altyd goed en gelukkig gaan nie. En as ons dan geluk, bewustelik of onbewustelik, die hoofdoel van ons huwelik maak, gaan ons onsself baie vinnig in 'n krisis bevind. Want wat maak ons dan wanneer ons ewe skielik nie meer so gelukkig voel nie? Wanneer ons minder lag en die verskille meer raak? Wanneer die ander persoon nie meer voel soos die droom met wie jy aan die begin getrou het nie? Die bekende spreker Jordan Peterson maak 'n interessante en treffende opmerking wanneer hy sê: "A happy marriage is a low goal. A happy marriage is a low goal." En wat hy hiermee sê, is as geluk alleen die bepalende in jou huwelik is, dan mik jy laag. Jou doel is laag. Want as jy jou huwelik bou op hoe gelukkig dit jou vandag maak, dan bou jy op iets wat nie stabiel is nie. As geluk vir jou die hoogste doel is, dan word die huwelik ewe skielik 'n baie brose plek. Want wat gebeur as geluk die hoofdoel is, sê hy, is wanneer dinge goed gaan en gelukkig gaan, dan sê ons huwelik werk. Maar as dinge so klein bietjie moeiliker gaan, wanneer jy minder gelukkig raak, wanneer daar uitdagings is en meningsverskille is, dan sê ons, iets is verkeerd. Iets werk nie. En wanneer dit dan verlang moeilik bly, minder gelukkig bly, dan begin ons wonder, het ek miskien met die verkeerde mens getrou? So julle hoor, in hierdie manier van dink word aanhoudende geluk vir ons die maatstaf van of 'n huwelik sin maak of nie, of dit werk of nie. En die oomblik, as jy vir 'n dag of wat, of selfs bietjie langer minder gelukkig voel, begin jy twyfel, begin jy voel asof dit gefaal het, misluk het. En hoor my net weer reg, ek sê nie dat geluk onbelangrik is nie. Dis verseker belangrik. Maar dis nie op sy eie genoeg nie. Dit kan nie die hoofdoel wees waarmee jy jou huwelik aanpak nie. Want niemand gaan altyd gelukkig wees nie.
En as ons sou gaan kyk hoe die Bybel oor die huwelik praat, leer ken ons ook daar 'n ander hoofdoel, 'n ander bedoeling wat God met die huwelik gehad het. 'n Ander bedoeling as bloot net geluk. En daarvoor gaan ons vandag na Genesis 2. Nou, Genesis 2 is vir my 'n diep treffende vertelling van die verhaal dat God geskep het. Want hier sien ons dat God skep, maar wanneer hy skep, staan hy nie soos in Genesis 1, as dit ware op 'n afstand en hy gee die opdrag en dit wat hy sê gebeur nie. Dit kom tot stand nie. Nee. Genesis 2 is 'n kreatiewe proses van tot stand kom, waar God sy hande in die modder steek en as dit ware sy hande vuil maak. Hy maak grond tot modder en dan uit die modder vorm hy, skep hy die mens. Ons lees daar, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Dan maak God die tuin. Hy laat die mens daar woon, bome en riviere ontspring. Maar na 'n pragtige plek om in te woon, kyk God. Hy beoordeel en dan sê hy, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Ek gaan vir hom 'n helper maak, sy gelyke. Dan skep God weer uit die grond die wilde diere, makdiere, al die voëls en Adam kry die opdrag. Gee vir hulle 'n naam. Sit hierdie kreatiewe skepingsproses wat ek begin het voort, word my medeskepper. Want jy, mens, is my medeskepper. Jy is my medetuinier. Jy is die een wat die werk wat ek hier begin het, moet voortsit. Dis hoekom jy hier is. Dis die roeping wat God in jou hart en in jou menswees ingeskape het. En Adam sit hierdie proses voort. Hy neem sy roeping op, hy gee vir almal 'n naam. Maar ons sien, hy is soekend. Hy is eensaam, want ons lees vir homself het hy in die ganse skepping nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Tot op hierdie skeppunt in die skepingsverhaal, as ons na beide van die skepingsverhale kyk, dan sien ons, God het geskep, en dan sê God, dit was goed. Maar hier vind ons die eerste keer wat God na sy skepping kyk en sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En God skep die vrou as 'n helper, as 'n gelyke, as 'n medewerker, om hierdie voortdurende proses van kreatiwiteit, van skepping, van totstandkom, van eindelose moontlikhede en oop eindes, saam met God en saam met Adam voort te sit. En ons sien, die eerste negatief in die skepping is nie die sonde nie. Dis die mens wat alleen is. En wat die roeping wat God vir hom gegee het, in die volle omvang daarvan, nie alleen kan dra nie. Want Adam kry die werk, die roeping, bewoon hierdie tuin, bewerk dit, wees my kreatiewe medewerker, sê God. In hierdie tuin, wat so simbolies is van hoe ek hierdie wêreld wou hê, wees hier, werk hier. En dan kom die vrou in die verhaal in. Nie as 'n assistent nie, nie as 'n ondergeskikte nie, maar as 'n gelyke, 'n medeskepper. Sy word geskep om saam met Adam die tuin te dra, daar te woon, dit te bewerk. Dis twee mense wat saamkom, saam vorm, saam skep. En wanneer die vrou in die prentjie kom, beteken dit outomaties, beteken dit per implikasie, hier ontstaan 'n verhouding. God sê, julle is in my beeld geskep, ek wat 'n verhoudingswese is, gee oorsprong aan julle verhouding.
Staan dan in verhouding soos ek. En soos ek Eden geskep het as die bloudruk vir hoe ek graag hierdie wêreld wil hê, so moet daar ook 'n tuin van Eden in julle verhouding wees. In hierdie verhouding tussen julle, bewoon dit, bewerk dit, skep, lewe hier met die eindelose moontlikhede wat ook hier moontlik is as my beeld, sê God. En as ons dit besef, dan verander dit hoe ons dink oor die huwelik, nê? Want as ons in terme van Eden en Genesis daaroor dink, strek God se doel met die huwelik ver verby romanse en geluk en al daardie dinge. Dis natuurlik 'n baie belangrike deel van die huwelik, maar dis nie waarby die huwelik staan en val nie. Wat God met hierdie verhaal vir ons ook oor die huwelik wil wys, is ons moet aan ons verhouding, aan ons huwelik dink as die tuin van Eden. En die roeping wat God aan Adam en aan Eva gegee het, moet in terme van ons huwelik in ons gedagtes bly weer klink. En as jy in jou huwelik dink, sien daardie skepingsbeelde van God in jou gedagtes. Soos God in Genesis 2 sy hande in die grond druk en dit vuil maak met die stof van die aarde en dit met oop eindes en eindelose moontlikhede vorm laat kry. So moet die ruimte van ons huwelik ook wees. 'n Ruimte met soveel potensiaal. 'n Ruimte wat ons kan bewoon en kan bewerk. Maar ons ken die verhaal. Ons weet, na hierdie skepping, dan kom die sondeval. Mense se gebrokenheid word sigbaar, ook in verhoudings. Ook as ons vandag aan ons verhoudings en aan ons huwelike dink, moet ons besef en moet ons herken, dat ons huwelike en verhoudings vandag ook plekke is, waar skakerings van stikkendheid en seer soms so te duidelik wys. Maar God se roeping verander nie. Die opdrag bly, bewoon hierdie aarde, bewerk hierdie grond, leef hier as my medeskeppers, as my beeld. En wanneer ons in die huwelik tree, is ons twee gebroke mense. Mense wie se lewens ook maar die skakerings van seer en van stikkendheid dra. Maar dan gee God ons vir mekaar. So as ons trou, is ons nie twee heel mense wat in die huwelik tree om mekaar te voltooi nie, wat mekaar altyd gaan gelukkig maak nie. Ons trou as twee gebroke mense. Twee gebroke mense wat saam leer om heel te word in God, as sy beeld. Ons huwelik moet die ruimte kan word waar Eden deurbreek. Maar dit gebeur nie sommer net nie, dis nie sonder moeite nie. 'n Huwelik is harde werk. Maar dis 'n kreatiewe werk met eindelose moontlikhede. Soos God in Genesis 2 en soos die roeping wat Adam en Eva ontvang, is die huwelik 'n skepende, kreatiewe proses van tuin maak, van hande vuil maak in die beste sin van die woord, soos ons saamwerk en elke dag opnuut kies om saam te werk, om die ruimte van ons verhouding, van ons huwelik, 'n plek te maak waarna God kan kyk en kan sê, dit is goed. Die hoogste doel van die huwelik is om 'n ruimte te wees waar twee gebroke mense saamkom en saam tuin maak. Waar ons die grond wat God vir ons gegee het kan bewoon en kan bewerk, sodat beide van ons so die mense kan word wat God ons bedoel het om te wees. En dat ons saam 'n lewe kan leef wat God vir elkeen van ons wou hê. Waarvoor hy ons geskep het.
As ons die huwelik en die doel van die huwelik so sien, soos ons dit pas verwoord het, dan verander ons vraag. Ons vra nie meer, maak hierdie persoon my altyd gelukkig nie. Maar ons vra baie eerder, hoe kan ons saam in die tuin werk? Hoe kan ons die tuin bewerk wat God vir ons gegee het in die ruimte van ons huwelik? Die huwelik is nie iets wat vanselfsprekend gebeur nie. Dis iets wat ons skep. Elke dag opnuut kies om te skep. Dis harde werk, maar dis heilige werk. Dis skepingswerk. Dis mede-skepingswerk. En dalk is dit hoekom Jordan Peterson sê dat 'n gelukkige huwelik alleen 'n lae doel is. Want God nooi ons na 'n baie groter doel, 'n mooier werklikheid, na 'n huwelik wat vorm. 'n Huwelik waaraan ons meewerk, wat groei bring. Want besef, 'n huwelik gebeur nie net met ons nie. Nee, ons is medeskeppers in die tuin wat God vir ons in ons huwelik gegee het. En die moontlikhede in daardie tuin is eindeloos. Dis nie altyd maklik nie. Daar is soms dorings en struike wat uit die pad moet kom, maar dis alles deel van tuinmaak. God nooi ons tot huwelike waar die ruimte wat daar geskep word ons lei tot heelheid. Tot die mense wat God ons bedoel het om te wees. Tot 'n huwelik wat 'n getuienis van God in hierdie gebroke wêreld kan wees. Mag jy en die een vir wie jy lief is, in julle huwelik leer tuin maak. Sluit nou gerus hierdie video af deur jou hand te sit in die een vir wie jy lief is se hand. En bid saam met mekaar oor dit wat God deur hierdie opname ook vir jou oor jou lewe, oor julle verhouding en julle huwelik gesê het. Kom ons bid saam.